Goeiemôre. Kom ons gaan voort met wêreldnuus en ons is vandag by 25 September. En ons kyk na die dinge wat die groot dinge wat oor die wêreld gebeur, wat 'n impak op ons en ons eie plek kan hê vir die toekoms. Kom ons kop af met die eerste een is die drones. Daar was nou in die laaste week 2 of 3 keer drones bo kan Denemarke gewees en spesifiek naby lughawens wat lughawens heeltemal geclose het vir 'n paar ure tot die drones weg is of tot hulle plan kom maak. Nou, hierdie is besig om 'n probleem te raak, want die mense in Europa, nou het hulle gesien in die laaste paar weke, Rusland is besig om drones en goed in ander NATO-lande in te vlieg om goeds te toets. Nou weet hulle nie, is die dieselfde, is hierdie iets wat nou 'n bedreiging is vir ons of nie, of 'n spy of nie. Nou, daar's nog nie bevestig dat dit Rusland is nie. Dis 10-1 nie is Rusland nie, dit kan 10-1 local mense wees. Jy weet, daar was mos laas jaar 'n paar drones wat hulle ook gevlieg het hier in Amerika rond, local mense, en dan die populasie, jy weet mos hoe gaan social media. Sodra as jy iets sien en dan wil jy ook deelneem en dit erger maak en so, jy kry jong mense wat sal, hey kom ons sit ook 'n drone in die lug en sien wat gebeur. So hierdie ding word geondersoek. Al wat dit doen, dit is op die oomblik is 'n impak, want die mense is veral in Ooste-Europa, mense is nogal bang vir wat kan gebeur met die groot oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en hulle vermoed dit kan dalk van daar af wees, iets uit daai ding uit wat kan skade maak. So dit terroriseer die mense op die grond. Dis die eerste punt. Die tweede punt, dit genoodsaak die regering in Denemarke om ekstra geld in tegnologie te spandeer om dan daai te kan stop. Met ander woorde uit te vind of die goed te trek in die eerste plek en dan te disable en dan ook uit te vind wie launch dit. So, en met drones, ons gesien die laaste 3-4 jaar in die oorlog in Oekraïne, is nou 'n groot oorlogbesigheid. Dit is nou so, dit eskaleer daar's nou 'n armsrace, kan 'n mens amper sê, soos wat in die Koue Oorlog was, tussen lande met die development van cheap drones, want met cheap drones kan jy groot moeilikheid maak en Oekraïne het dit bewys, hoe hulle 'n massa tanks van Rusland uitgeskiet het met cheap drones. En nie net tanks, die ander voertuie ook, en in Rusland dieselfde aan die Oekraïnse kant. So hierdie ding is nie verby nie, het gaan nog groter raak en 'n groot probleem raak vir baie nasies. Dan in die hoofnuus oralste vandag is die voormalige president Nicolas Sarkozy, die voormalige Franse president. Hy was president in 2007 tot 2012 en hy het 5 jaar tronkstraf gekry vir sy conspiracy aandeel uit 'n criminal conspiracy is hy voor aangekla. Hy het geld by Gaddafi gevat in sy presidensiële bid vir sy kampanje en hy het by hom geld gevat om vir sy kampanje te help betaal en te dryf. So, die probleem is, nou mense vat geld by ander mense vir kampanjes, jy kan, maar die probleem is, hy het by 'n known terrorist organization of 'n known over terrorist organization fund geld gevat en dan is daar mos die quid pro quo. Wat het hy teruggegee in ruil vir die geld? Daarom is hy vandag skuldig gevind en hy gaan nou vir 5 jaar tronk toe. Al appeleer hy sê hy gaan nog steeds tronk toe. Tot die appelsaak afgehandel is. So meneer die president, ex-president van Frankryk, lyk my jou sondes in Frankryk het jou ingehaal en die manne is sterk besig. En obviously sê hy dis nou 'n politieke ding en hy fight daaroor so, maar ons sal sien wat daar uitkom. Dan was ook laasweek 'n groot cyber-attack, nou praat ek weer terug na die drones in Denemark, was daar 'n groot cyber-attack op van die groot lughawens in Europa, wat die lughawens shutdown het vir 'n ruk. 'n Cyber-attack op die check-in systems en so aan, wat groot delays veroorsaak het. Nog 'n ding, dis terrorisme, dis flat-out terrorisme. Nou, iemand is gearresteer daarvoor, hy gaan definitief aangekla word vir terrorisme en ander goeders, maar dis dieselfde ding. Weens sy attack het hy 'n groot disruption in die populasie gemaak, in besigheid gemaak, en mense bang gemaak, want wat gebeur as hulle iets anders kan hack. So, hy gaan definitief terrorisme aanklagte bykry. Dan gister het die Houthis
'n drone in Suid-Israel ingeskiet wat nou 22 mense beseer het. En onmiddellik is daar mense wat opspring. Ja, maar Israel het dan die beste air defense system. Hoe kan dit gebeur? Wat die mense nie verstaan nie. Jy kan die beste air defense system in die wêreld hê. Dit is steeds 'n system. Daar's nog steeds moontlikheid dat dit kan fail. Almal verwag nou, dis nou nie 'n movie hierdie of videogames nie. Almal verwag nou dat skielik, omdat Israel hulle het van die beste defense system in die wêreld, saam met ons in Amerika, beteken nie dat elke liewe ding wat kom afgekeer kan word nie, maar jy sal sien, ver as meer as 90% sal suksesvol wees. So die wat nou skielik jump met al die conspiracies, ja, Israel het dit as prins toegelaat om deur te kom, soos die conspiracies uitgekom het met die attacks in Oktober 22 waar, of die 23 in 2023 daar attacks op Israel van Gaza af, van Hamas af, wat die conspiracy theories weer uitgekom het, ja, maar die sterkste beskerming van die muur, en ek weet nie wat se sensors alles, is onwrikbaar, hulle het dit oopgelos vir hulle om in te kom, so dis 'n false flag operation. Ek kan net dat lag, hierdie mense wat so false flag operation vir alles noem, en conspiracy theory vir alles, dit beteken net een ding, hulle glo nie daar's terroriste in die wêreld nie, hulle glo nie daar's kriminele in die wêreld nie, en hulle glo nie dat daar probleme in die wêreld wees nie. Elke liewe ding wat gebeur is, of die Amerikaanse of die Israeliese regering wat agter dit sit. So, dit is al so afgesaag. So, maar anyway, hierdie missiel het deurgekom gister, nie missiel nie, 'n drone, 22 mense beseer daar in Suid-Israel, en Israel het immediately geretaliate, daai plek waaraf die drone afgeskiet is van die Houthis is bietjie getref, en hulle het nou, bloei nou bietjie. So, dis maar die ding, met terroriste organisasies, hulle gaan nog steeds aangaan, jy maak die een ou dood, dan kom die volgende in sy plek. So, terroriste organisasie, dis dieselfde aan Hamas, en jy maak die een ou dood, die volgende ou kom in sy plek. Die enigste manier om dit te stop, daai terrorisme te stop, is om daai populasie uit te haal. So, daai populasie van Hamas terroriste, dis hoekom Gaza oorlog nog gaan lankhou, die grondmagte aanval gaan lankhou, hulle wil elke liewe een uitwis waar hulle wegkruip in hulle gate in. Dan, nog 'n ding gister, okay, maar dis gebeur gereeld. NORAD, jy het gister hier so oor Alaska, het hulle 2 Tu-95 bommers en Su-35 fighter jets van Rusland geonderskep in die Alaska Air Defense Identification Zone. Dit gebeur gereeld. Onthou, Amerika en Rusland is 3 kilometer van mekaar af. That's it. Daar's ons share grens, want in die winter kan jy oorloop van Amerika af Rusland toe, en in Rusland na Amerika kan jy oorloop sonder dat jou voete nat raak. So obviously, daar's altyd gereeld is daar Amerikaanse of Russiese vliegtye wat in ons omgewing kom, en dan noodsaak het ons om ons vliegtye te lanseer, om te gaan check wat hulle doen, jy weet, dan vlieg hulle saam hulle 'n bietjie en laat hulle wegdraai. So gister is dit weer gebeur, 2 bommers en 2 fighters van Rusland is gevlieg en geïntercept deur 4 F-16's. Ons het 4 F-16's gelons met 'n AWACS om die plek in die lug op te hou, en dan 4 KC-135 refueler tankers om my F-16 so lank as moontlik in die lug te hou. So hulle is geëskort en seker gemaak hulle is uit die gebied uit. Nou, hierdie ding gebeur gereeld, so nou dan kom dit in die nuus, maar is 'n redelike gereelde gebeurtenis, en dit word gedoen. So hopelik bly die air crews professional al twee kante, en hulle bly by die rules, want as hulle in die grens inkom, as hulle ons international airspace indring, dan is dit 'n ander storie. Nou, ons normaalweg het 'n identification zone net buitekant die international airspace, so ons maak seker ons bly daar, maak seker hulle kom nie in die international airspace. En as hulle inkom, soos ook onmiddellik daar om hulle uit te wys. En dan, as hulle nie wil nie, dan het hulle die kans dat hulle afgeskiet kan word. En nou, praat van die afskiet. Dis nou standaard. NATO het gister aangekondig, al die lande in NATO, dis nou standaard. As Russiese vliegtye in hulle airspace inkom, skiet hulle af. So, het lyk my dis al hoe hulle gaan leer, is daar 'n MiG of 'n Su-35 of een van hulle fighters in stukke op die grond lê binne in Amerika of binne in NATO soil, en die pilot is capture as hy ge-eject het,
dan moet hulle nou maar van daar af verantwoordelikheid aanvaar vir hulle aksies. Dan die laaste ding, vandag gaan die Erdogan van Turkye, gaan hy die White House besoek. Hy hoop in die besoek om die sanksies gelig te kry, sodat hy kan F-35's koop by Amerika. Ek dink nie dit gaan sommer maklik gebeur nie, daar gaan baie groot onderhandelings moet gaan, want hy het ook mos 'n kontrak met Rusland om hulle S-400 lugafweerstelsel te koop. Daar's nie 'n manier dat Amerika hom gaan F-35's gee as hy S-400's het nie. Want as jy dit in een land het, die vyand se lugafweer met jou advanced vliegtuie, dan kan jy mos toetse doen om te sien wat moet jy met die lugafweerstelsel verander sodat jy kan daai F-35 sien, wat jy op 'n oomblik nie kan sien nie. So daar is nog groot dinge wat moet gebeur. Dat is nie sommer net van walk into the White House en hoop dat die goeie relations wat op die oomblik tussen Amerika en NATO, die NATO-land van Turkye daar is. Jy kan nie net dit op staat maak om in te kom en sê, okay, nou verkoop vir my jou F-35's. Want hulle was oorspronklik op die lys om F-35's te kry, maar toe hulle besluit het hulle wil Rusland se S-400 missielstelsel koop, toe staan die kontrak onmiddellik gestop. So, ons sal maar sien wat kom maar uit vandag. Ek vermoed nie dat hulle gaan toelaat dat hulle F-35's koop, solank as wat hulle die Russiese missielstelsels het nie. Juis omdat jy nie wil dit veroorsaak dat hulle dit gebruik om die missielstelsel te upgrade, sodat hy kan sien wat met die F-35 in die lug kan sien nie. So, dis dan ons nuus vir vandag. Ons sien wat kom uit die res van die dag en dan gaan weer môre nuus. En dan moontlik, daar is 'n moontlikheid dat ek vir ons 'n live uitsending kan doen Saterdag, maar ek sê julle laat weet van dit. Baie dankie.